Israel is vandag 'n baie emosionele saak vir gelowiges. Deuteronomium 7 vers 7 sê dat die Here Israel gekies het omdat hy die kleinste van almal was. Oor die jare het die Here met Israel 'n besondere pad geloop. Nadat Paulus gesê het dat as dit tot die redding van die Israeliete kan lei, hy bereid sou wees om hel toe te gaan, hoor ons in Romeine 9 vers 4 tot 5 7 maniere waarop die Here Israel geseën het. Hy het hulle gekies as sy volk. Hy was by hulle as God, hy het met hulle ooreenkomste gesluit vir hulle die wet van Moses gegee. Hulle het ook die voorreg gehad om die Here in die tempel te kon dien en die beloftes van die Here te hoor. Hulle het uit die stamvaders gekom en uit hulle het Jesus Christus as verlosser vir die wêreld gekom. Christus is God self en hy is bo alles en moet al die lof ontvang. Die hele pad wat die Here met Israel geloop het, was dat Christus vir hulle en ons almal as verlosser kon kom. As ons nie vir Jesus Christus as ons Here en verlosser aanvaar nie, gaan ons almal verlore. Ons redding lê in geloof in Jesus Christus. Soos Romeine 5 vers 1 en 2 sê, ons word deur Christus alleen vrygespreek. Dis baie waar dat die Here 'n baie spesiale pad met Israel geloop het en dis sekerlik waar dat die Here ook vandag nog met die moderne Israel, soos met elkeen van ons 'n pad loop. Maar ons moet hoor dat as hulle nie vir Jesus Christus as hulle Here aanvaar nie, hulle nog altyd verlore gaan. In plaas van om met ander te verskil oor Israel, maak eerder seker dat jy self deel is van God se volk, dat jy in lewe en sterwe aan Jesus Christus behoort. Het jy al geantwoord op God se pad van genade met jou en Jesus Christus as jou Here en verlosser aanvaar?